Gemeente, ons bid eers saam voordat ons uit die woord van die Here saam lees. En die rede daarvoor is dat ons vra dat die Here nou die wonder sal laat gebeur, dat sy Heilige Gees sal kom en ook die ewige woorde van die skrif in ons harte vanoggend seën, en dat elkeen van ons dit kan verneem en ons lewens daarvolgens kan inrig. U kan net so bly sit, dan vra ons dit van die Here. Ons dank U, Hemelse Vader, dat ons hier saam kan wees as mense wat U liefhet en vir wie dit wonderlik is om ook saam medegelowiges vanoggend in hierdie gebou byeen te wees. En ons doen dit met die wete, die wonderlike wete, Here, dat waar mense by mekaar kom in opregtheid, waar mense werklik waar die aangesig van die Here opsoek, kom die Heilige Gees en verander hierdie gebeure in 'n ontmoetingsgebeure met die lewende en ewige God. Ons dank U vir die Bybel, wat ons in ons eie taal, waarvoor ons lief is, kan lees. En Here, ons weet hierdie verhale, gedigte, liedere, briewe en gelykenisse, het alles 'n boodskap. Dit wil ons nie net inlig nie, dit wil ons lewens verander. Vanoggend kom lees ons 'n bekende Bybelgedeelte, en ons vra, Here, dat U ook die predikers se gedagtes en woorde so sal rig, dat die verkondiging van die woord suiwer sal wees, en dat dit God se woord sal wees, omdat U gemeente, wat vanoggend hier is, so 'n behoefte het om U stem te hoor. Dit vra ons van U in Jesus Christus se naam. Amen. Broers en susters, soos ek ook vir U gesê het in die WhatsApp boodskap met die uitnodiging na die erediens vanoggend, is Genesis 3 seker een van die bekendste en mees bespreekte dele in die Here se woord. Maar ons sal vanoggend nie konsentreer om te probeer om te verduidelik presies wat hier gebeur nie, maar om veral te let op die optrede van die karakters, Adam en Eva, wat hier 'n bepaalde situasie in hulle lewe moet aanspreek. Want dit is waar die waarde van die Bybel vir ons in lê, om te vra, hoe het mense opgetree? En was dit goed of was dit minder goed? Om vir ons eie lewe daaruit ook iets te leer. Kom ons lees dan die eerste 19 verse. Die eerste 19 verse van Genesis 3. Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is, en het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag geen boom in die tuin van eet nie? Die vrou het die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie. En ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet. En dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet en mooi om na te kyk en begeerlik, omdat dit kennis kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee en hy het geëet. Hulle albei se oë gaan toe oop en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vyeblare aan mekaar en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom, en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy?
En die mens antwoord, ek het hier oorwandel in die tuin en ek het bang geword, want ek is kaal. Toe het ek weggekruip. Die Here God vra toe, hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy tog nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie? Die mens het geantwoord, die vrou wat u my gegee het, om my by te staan, sy het vir my van die boom se vrugte gegee en ek het geëet. Toe vra die Here God vir die vrou, wat het jy nou gedoen? En sy sê, die slang het my mislei en ek het geëet. En die Here God sê vir die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere. Op jou maag sal jy suil en stof sal jy eet jou lewe lank. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Vir die vrou het die Here God gesê, ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskappe. Met pyn sal jy kinders in die wêreld bring, na jou man sal jy hunker en hy sal oor jou heers. Vir die mens het die Here God gesê, omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom, waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit 'n bestaan maak, jou lewe lank. Die aarde sal vir jou dorings en dussels laat uitspruit. En jy sal veldplante eet. Net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem. Stof is jy, en jy sal weer stof word. Kom ons lees daardie gedeelte uit die boek Genesis as God se ewige woord. Gelukkig is mense wat die Bybel graag lees en die inhoud daarvan vir hulle lewens ook deurdink. Liewe broers en susters in die Here, hierdie bekende sogenaamde paradysverhaal word gewoonlik verstaan dat dit vir ons aantoon waar sonde vandaan kom. Ons verwys na hierdie gedeelte baie keer as die sondeval. Dit vertel van God se opdrag aan Adam en Eva om nie van die boom in die middel van die tuin te eet nie, en hoe hulle aan daardie eenvoudige opdrag van die Here ongehoorsaam is. En dat dit tot 'n reeks gebeure lei, wat die posisie van die mens in sy verhouding tot God, maar ook tot ander mense, beslissend beïnvloed. Ons sou in die prediking vanoggend egter die verhaal uit 'n ander hoek wil belig en die klem op 'n ander plek plaas. En dit is om te let op die optredes van die karakters wat in hierdie verhaal na vore kom en beskryf word, naamlik Adam en Eva. En ons moet probeer raak sien hoe hulle op hierdie gebeure reageer. Hoe hulle hierdie gegewe situasie waarin hulle self inkry, hoe hulle dit hanteer. Hoe hulle besluit om hierdie krisis in hulle lewe te hanteer. Want daarin plaas die skrywers van die boek Genesis vir ons as die moderne lesers van hierdie verhaal 'n belangrike boodskap vir die hantering van soortgelyke situasies in ons eie lewe. Die apostel Jakobus maak die uitspraak dat ons almal maar struikel in wat ons sê. Daar is niemand wat nie soms struikel nie. En dit is so. Maar tog wanneer iemand anders iets sê wat ons te nakom, dan vergeet ons dit gou dat ons ook foute maak.
En dan lei dit in baie van die gevalle tot verwyte en beskuldigings. Dit gebeur oral, in ons verhoudinge, in ons vriendskappe, tussen kollegas, tussen mense, groepe, en selfs in die kerk. Die Here se woord gee op baie plekke aan ons die moeilike opdrag, om mekaar nooit te verwyd nie. Dit moet nie verstaan word dat 'n mens onreg moet laat staan en ontevredenheid in jou moet laat opkrop nie. Onreg, sê die Bybel, moet altyd aangespreek en reggestel word. Anders word dit soos 'n boom wat al hoe groter en groter groei, dat dit naderhand eintlik onmoontlik is om daardie boom met wortel en tak uit te rooi. Waaroor die Here se woord so duidelik is dat waar daar onreg voorkom, moet daaroor gepraat word. En dit is die een saak wat 'n mens onmiddellik tref as jy Adam en Eva se optrede in hierdie sondeverhaal noukeurig bekyk. Wat het hulle gedoen? Hoe het hulle reageer? Hulle praat nie met mekaar nie. In die Bybel lees ons nêrens 'n woord raak wat Adam en Eva ooit oor hierdie situasie vir mekaar gesê het nie. Maar erger is dit, hulle praat wel oor mekaar. Hulle skinder eintlik oor mekaar. En dit by God. Gee gedurig by God vir mekaar die skuld vir hulle ellendes. In plaas van praat, kies hulle verwyd. En die probleem met verwyte is, dit bring altyd verwydering en nooit versoening nie. Want 'n verwyte roep al die verdedigingsmeganismes in 'n mens op. 'n Verwyte druk 'n mens eintlik in 'n hoek. En dit maak 'n tier baie keer in jou los, wat teen alle koste moet verdedig en diself moet regverdig. Die opvallende in die paradysverhaal is, dat Adam sy oortreding anders sien as wat God dit sien. Vir Adam is hierdie saak van sy blaatante sonde en ongehoorsaamheid eintlik 'n baie ingewikkelde saak. Hy sê, hy het wel oortree, maar dit was eintlik, daar was 'n klompie dinge wat daartoe gelei het, dis eintlik iemand anders se skuld. Juist die vrou wat u vir my gegee het. So versag Adam sy eie oortreding. En hy probeer dit verstaanbaar vir God maak. Hy probeer dit verskoonbaar vir God maak. Vir God is die saak glad nie ingewikkeld nie. Dis eintlik vir hom baie duidelik. Dis eintlik vir hom glashelder. Adam het geëet van die boom in die middel van die tuin, wat God hom verbied het om te eet. Hy was ongehoorsaam en hy skuldig aan God. 'n verdere belangrike saak om raak te sien, is dat die vervreemding en die verwydering tussen Adam en Eva begin het die oomblik toe hulle die wet van die Here oortree het. Die oomblik wanneer mense aan God en sy gebod ontrou word. Die oomblik dat mense doelbewus aan God ongehoorsaam is, begin die verwydering tussen mense noodwendig. Dit kan nie anders nie. God se gebod het aan Adam en Eva die lewensruimte gegee, waarbinne hulle veilig en sinvol kon leef. Dit het ook aan hulle lewensgrense gestel, waarbinne hulle veilig kon gelewe het. Maar hulle kies doelbewus om nie daarbinne te leef nie. En die gevolg is 'n lang reeks van verliese wat hulle ly. Die straf
is die verwydering uit die tuin. Dit is om God se teenwoordigheid, sy wonderlike teenwoordigheid nou te ontbeer. Maar die vervreemding was nie net van God nie, maar ook van mekaar en van die diere. Die strawwe van pynlike geboorte en moeilike arbeid is voorbeelde van hoe die vervreemding met God mense kan tref. Juist daar waar man en vrou hulle vervulling moes vind in kinders of in hulle werk voor die Here, juist daar tref die swaar kry hulle. Die lewe word nou 'n swaar kry lewe vol droefheid en stryd en onenigheid. En in al die verliese wat hulle ly, het Adam en Eva steeds nie met mekaar gepraat nie. 'n Mens wonder, hoe hanteer 'n huwelikspaar hulle verliese as hulle nie met mekaar praat nie? In plaas van saam staan teen die hartseer, dryf die seer hulle tot 'n groter stilte met mekaar. Daar is 'n onvermoë om verliese saam te hanteer, bloot omdat daar nie gepraat word nie. Ons leef anders as Adam en Eva. Ander kan die kruis, ander kan die oop graf van Jesus Christus, ander kan Pinkster en die Heilige Gees in ons lewens. Die Gees wat vrede bewerk, leef in ons. Daarom moet ons waak teen verwyte en verwydering met ons mense. Tussen man en vrou, tussen kollegas, tussen vriende, tussen mensegroepe, tussen kerke, waak teen verwyte en verwydering. Die sekerste manier om in 'n verhouding te misluk, is om nie te praat nie. Is om mekaar agteraf verdag te maak, is om mekaar te beskinder en te beskuldig, om verliese teen mekaar te bly hou, om mekaar nie toe te laat om oor foute te kom nie, maar mekaar gedurig daaraan te herinner. Wat 'n verhouding volgens hierdie gedeelte vervullend maak, sinvol maak en ook pret maak, is om iets te hê om vir mekaar te sê, om mekaar te vertrou en nie te wonder oor agterafheid nie, om albei verantwoordelikheid te aanvaar om reg te maak wat verkeerd is, om saam te staan as ons ernstige seer en verliese ly, en om God as albei se vriend te hê. Genesing en versoening begin daar waar iemand bereid is om selfondersoek te doen, sy of haar skuld te erken. Die verhaal van die mensdom sou baie anders verloop het as Adam, in plaas daarvan om te sê, dis die vrou se skuld gewees. Eerder soos Dawid gesê het, Here, teen U alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. En dan vergewe te word. En wie dan die bevryding van skuldvergifnis van die Here ervaar, kan ook sy of haar medemens vergewe. Dan hou verwyte op. Daardie siklus breek en dit word versoening. Geliefdes, 'n mens kan op baie maniere na die paradysverhaal kyk. Mens kan baie vrae vra oor die slang en die boom en die vrugte. Die belangrike van die Genesisverhaal is die boodskap. Dis die boodskap wat die skrywers, daardie priesters in Jerusalem wat hierdie verhaal oorlewer, aan een my wou gee. Om te sê, kyk hoe hierdie mense hierdie krisis hanteer. Moenie so leef nie. Wees anders. Erken jou skuld en erken mekaar se foute en staan saam in die Here wat julle liefhet. Mag die Here ons daartoe deur sy Heilige Gees
altyd help. Amen. Kom ons dank nou saam. Here, baie dankie dat die Bybelverhale oor letterlik duisende jare eers mondelings en later skriftelik oorgelewer is in verskillende tale en tye, en dat ons dit ook vanoggend lees in Afrikaans, en dat U nog steeds deur die Heilige Gees ook vir ons hierdeur 'n boodskap in ons eie lewens, in ons verhoudinge wil bring. Dat U ons leer dat almal maar soms struikel, en dat ons mekaar in daardie struikeling sal help, deur eerlik te wees oor sonde en foute, deur van U vergewing te vra, maar mekaar ook te vergewe, en om so nie verwydering in die hand te werk nie, maar versoening en liefde en eensgesindheid. Help U ons deur U Heilige Gees daartoe, omdat ons nooit uit ons eie krag daartoe in staat is nie. Dit vra ons van U in Jesus Christus se naam. Amen.